welkom, dankie dat julle gekom het. Ek weet, hier is 'n paar verskonings vanaand as gevolg van siekte. So ons hoop hulle is spoedig weer op die been en aan die gang. Ons dorp word maar getuister nou die week met die verkoue en die griep. Kom ons begin en ons sluit gou ons oë. Almagtige God, dankie dat ons nog uitgespaar is en dat ons gestel van so 'n aard is om weerstand te bied teen die aanval. Vader, ek vra dat die wat vanaand nie hier kan wees saam met ons nie, dat U die hand van genesing oor hulle sal hou. So ook oor die wat dalk vorentoe hierdie lesing kyk, deurwerk, die ook hulle met gesondheid sal seën. Vader, dankie vir die voorreg om vanaand weer by mekaar te kan kom, om meer te leer van U. Dankie vir so 'n groot voorreg. Aan U al die eer. Amen. Die huiswerk bietjie makliker as die eerste week sinne gewees. As geen vrae van julle kant af oor die huiswerk nie. Sê alles mooi verstaan. Kom ons begin met module 1 lesing 3. En die opskrif daar is verbond. Nou kan iemand my sê wat beteken of wat verstaan jy onder die woord verbond? As jy 'n ander woord dalk kan gee vir dit. Jy sluit 'n verbond, maar wat 'n ander woord kan 'n mens gebruik? Kontrak. Kontrak? Ooreenkoms. Kom ons gaan kyk gou. Ons lees gou saam uit Genesis 21 vanaf vers 22 tot vers 32. En die wat die video kyk en by die huis is, lees dit ook saam hardop, dat jy dit kan hoor. Ons lees daar, verbond tussen Abraham en Abimelech. In die tyd het Abimelech en Pichol, sy leerowerster, met Abraham gespreek en gesê, God is met jou in alles wat jy doen. Sweer dan nou vir my hier by God, dat jy met my en my kroos en my nageslag nie vals sal handel nie. Dieselfde guns wat ek jou bewys het, moet jy aan my bewys, en aan die land waarin jy as vreemdeling vertoef. En Abraham antwoord, ek sweer. Maar Abraham het Abimelech aangespreek oor 'n put wat die dienaar van Abimelech met geweld geneem het. Daarop antwoord Abimelech, ek weet nie wie dit gedoen het nie, en jy het my dit ook nie meegedeel nie, en ek het daar ook niks van gehoor nie, as net vandag. Toe neem Abraham klein vee en beeste en gee dit aan Abimelech, en hulle twee het 'n verbond gesluit. Abraham het naamlik die 7 ooilammers van die klein vee een kant uitgekeer. Toe sê Abimelech vir Abraham, wat beteken hierdie 7 ooilammers wat jy uitgekeer het? En hy antwoord, die 7 ooilammers moet jy uit my hand aanneem, sodat dit vir my 'n getuienis kan wees dat ek hierdie put gegrawe het. Daarom noem hulle die plek Berseba, omdat hulle twee daar gesweer het. So het hulle dan 'n verbond gesluit in Berseba. Daarna het Abimelech en Pichol sy leerowerste klaargemaak en na die land van die Filistyne teruggegaan. Net tot sover. Hier lees ons van Abraham en Abimelech, wat 'n ooreenkoms met mekaar gesluit het. Ek wil ook gou Abraham se seun, weet jy wie is Abraham se seun gewees? Isak. Sy seun het ook met Abimelech 'n paar jaar later 'n verbond gesluit. Ons kan gou sommer blaai na Genesis 26, net 'n paar blaadjies aan. En ons gaan lees vanaf die 26ste vers tot en met die 31ste vers. Vanaf vers 26 tot en met 31. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahuzat, sy vriend, en Pichol, die leerowerste. En Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat en my van hulle af weggestuur het?
Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak het en aan jou niks as goeds gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Toe berei hulle vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink, en hulle is die môre vroeg op, en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek. So, ons kan amper sê, pa en seun het 'n ooreenkoms gesluit tussen dieselfde koning Abimelech. As jy nou na die gedeeltes kyk, die twee gedeeltes wat ons nog gelees het, wat dink jy is die rede agter hierdie ooreenkoms? Wat is die doel? Hoekom moes hulle 'n ooreenkoms sluit met mekaar? Dit gaan so oor gevoelens van oor hoe jy my gaan behandel, sal jy daar wees vir my nageslag, jy moet dit vir my beloof, sal jy kyk na hulle op, sien jy, maar dit gaan vir my oor hoe hulle mekaar behandel aan die einde van die dag. Wederzijdse respek, as ek so kan sê? Yes. Waartoe gaan dit lei? As daar wederzijdse respek tussen twee groepe is, twee partye of twee mense, wat ontstaan daaruit? As dit so vat, as hulle nou nie hierdie ooreenkoms sluit nie, wat so? Vyandigheid. So as ons 'n ooreenkoms met mekaar het, wat is die doel van dit? Om vrede saam te lewe. Om vrede saam te lewe. So as na die volgende slide toe gaan, volgende gedeelte is, die rede was vrede. Om vrede te bewerk of om vrede te handhaaf tussen twee of meer persone of twee of meer groepe of twee of meer nasies. Hierdie verbond tussen die twee partye was dus 'n vredesverbond. Vandag hoor ons baie van peace treaties, is die Engelse woord, vredesverbonde tussen nasies, tussen lande, tussen groter groepe, lande wat dalk saam gesmeld het in ooreenkoms en dan 'n vredesverdrag met iemand anderste. Ons het heelwat van dit. En die uiteindelike doel is om te keer dat daar nie hierdie wanorde heers nie. Gewoonlik ontstaan dit wanneer daar oorlog is, dan wil ons hierdie vrede bewerk tussen die twee lande wat oorlog voer. Of baie keer is dit sommer as vooraf, om te keer dat ons nou nie wel in 'n oorlog situasie opeindig nie. So hierdie verbond, jy het net al gesê, dis 'n kontrak tussen twee. So dis 'n ooreenkoms. Ek sê wat ek wil hê dit uit, jy sê wat jy wil hê dit uit. En dan wat kom alles in 'n kontrak? Ons het mos nou voor laasweek het ons so 'n bietjie gaan stil staan. Kan julle nog onthou wat julle als genoem het, wat als in so 'n kontrak moet voorkom? Twee persone se name wat die kontrak sluit. Okay, so die twee partye, Die voor- en die nadele wat van hulle verwag word. Dis dieselfde as terms. Terms, ja, jou termes en voorwaardes. Wat kry mens nog op 'n kontrak? Dan moet twee getuienis Geteken word. Gewoonlik twee getuies saam met die partye wat betrokke is, moet teken daarbey. En dan moet 'n datum en 'n plek op wees waar dit geteken is. Datum en 'n plek. Dit is die hoofgoedjies wat daar in vasgevang moet word. En selfs in hierdie tyd van Abraham en van sy seun Isak, het hulle dit ook bewerk. Ons kry dalk nie al die inligting in die gedeeltes nie, maar as ons gaan kyk, kom ons vat gou vir Abraham. Die plek waar hulle hierdie ooreenkoms gesluit het,
was die plek Beersheba. En ek gaan net gou, ons het nou nie 'n groot skerm nie, maar ek wil net gou vir julle so op 'n kaart wys. Ek hoop julle kan nou so half sien daarso. As jy van Egipte af deur wil werk na die ander kant van Israel toe, dan moet jy mos nou hoofroetes hê. Almal ons ken ook, ons het soos die N1, dis 'n hoofroete van die Kaap af Johannesburg toe en ek gaan nog verder, maar dis 'n hoofroete. Ons het die N2 en dan die N3 wat hoofroetes is. Ja. En daai tyd was dit ook so, daar was hierdie hoofroetes gewees. En die een hoofroete van Egipte se kant af het altyd die kus langs omgegaan. Deur die grondgebied van die Filistyne. En dan was daar een, as ek net gou 'n pen kan kry hierdie kant. Ek het 'n pen. Hier is so 'n bergreeks wat die deur hardloop. Aan die een kant is dit mooi gelyk na die see toe, dan is daar 'n bergreeks en dan is daar 'n diep kloof. En dan binne daai kloof kry ons die Dooie See. Dooie See is die laagste punt op aarde, maar dit is onder seevlak. So hy is eintlik laer as die gedeelte aan die ander kant van die berg, wat by die see, of na die see toe uitloop. Nou daar was 'n roete teen die kus langs, en daar was 'n roete bo op hierdie berg langs. Dan was daar nog twee ander roetes, die ene was hier op die plateau, en die een het van die Dooie See af opgehardloop. Maar ons gaan nou net konsentreer op hierdie een, want op hierdie roete was die plek Beersheba gewees. So, ons weet, as ons nou gaan kyk na ons plaasareas hier, gewoonlik bo op 'n koppie, hardloop die lyn, die grenslyn tussen die twee plase. So ek is aan die kant van die rand of die berg en jy is aan die ander kant. Nou hier kan ons dieselfde half indeel. Aan die see se kant is Gerar, waar hierdie koning Abimelech was. En Abraham was aan die ander kant. En by Beersheba was daar water gewees. Dis hoekom hulle putte daar gegrawe het. So, hierdie was so 'n sentrale punt, dat waar al jou hoofroete, so as jy enige iets wil uitvoer, as ek die woord kan gebruik, hulle het ook mos nou handel gedryf. So as hulle iets het wat hulle wil verkoop, soos die velle of watter produkte ook al maak van die diere, of selfs die diere die vleis wil verkoop, dan moet dit mos nou op hierdie roetes gebeur. En Gerar was nie op die hoofroete nie, hy was net so 20 km af, as ons nou kan vat amper soos Maatjies. Maatjies is so bietjie meer as 20 km. Dis so ver hulle van mekaar af was. En nou kan ons dink, hulle sou water gedeel het, dis hoekom hulle gestry het oor putte. Ja. Hulle sou op hierdie hoofroete, sou hulle moes saam gebruik maak van hierdie hoofroete. So as daar wrywing is tussen die twee, wat sou dan gebeur met elkeen se welstand, met sy ekonomie? Dit sou begin verswak. Want ek kan nou nie my produkte so lekker gaan verkoop nie, want ek moet nou oppas vir jou, want jy gaan my voorlê, of jy gaan jou mense kry om my te roof. As ons stry oor water, wat gebeur met jou diere as hulle nie water kry nie? Hulle gaan almal dood. So dit was belangrik geweest uit die ekonomiese oogpunt dat daar vrede tussen die twee partye moet wees. Ons lees dit nou wel nie in die skrif nie, maar as ons net 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis, gaan kyk na die omgewing en hoe dit gewerk het, dan gaan ons begin verstaan hoekom moes die twee spesifieke persone met mekaar vrede sluit. En is wel twee persone, dis nou wel Abraham wat 'n man is en Abimelech wat ook 'n man is, maar dit was eintlik twee nasies. Abraham was nie net daar met sy vrou en as ek nou sê sy een kind Isak nie, want dit het gebeur net nadat hy vir Ismael klaar met sy ma weggejaag het. So, maar hy het dienaars onder hom gehad. Hy het 'n groot kudde gehad. Een man kan nie so 'n groot kudde hoe noem jy dit, oppas en versorg nie. Abimelech aan die ander kant ook. Hy het ook 'n klomp mense onder hom gehad. So dit was regtig eintlik 'n ooreenkoms tussen twee nasies, nie net tussen twee, as ons nou was nie net tussen twee boere nie. Dit was nou regtig tussen twee lande gewees. So hierdie vredesverbond was baie, baie belangrik. Ons lees dat met Isak se geval was daar klaar weer hierdie wrywing.
So nou kom ons weer by mekaar en ons doen dit oor. Kom ons gesels gou weer, want ons weet ons het met jou pa enige gesluit. Ja. Maar kom ons maak gewoon net hierdie goed vas, want as jy lees na die gedeelte, Abimelech het 'n bietjie oortree en Isak het seker ook maar begin vergeet, want dis wat gebeur, as ons nie die kontrak oorlees nie, weer gaan seker maak wat daar staan nie, dan bly die vrede daaronder. So dit was die hoofrede agter dit gewees. En as ons hierdie goedjies net in gedagte hou, en ons gaan kyk, maar dit is belangrik om iets weer oor net te bevestig. Dan kan ons verstaan hoekom ons Deuteronomium sien as die tweede wet. Want ons gaan nou na Deuteronomium toe, by die berg sien hy, het God dit vir Moses gegee, hy het dit aan hierdie volk gegee, maar hulle almal het ons nou uitgesterwe in die woestyn. So net voordat hulle die beloofde land is, kom ons roep almal by mekaar, kom ons gaan weer deur hierdie kontrak, hierdie ooreenkoms, en kom ons maak seker, hierdie wet wat vir ons gegee het, net 'n tweede keer, kom ons werk dit deur, kyk of ons nog op die regte plek is, en waar ons dalk, as ons kort skiet, waar ons dalk kan verbeter. Baie eenvoudig. Is dan in ons alledaagse lewe, is daar voorbeelde waar mens, soos hierdie, die ooreenkoms net weer kan hernie? Kan julle dink aan 'n voorbeeld? In jou werk as jy op 'n kontrak aangestel is en jy word weer aangestel en jy weer 'n nuwe kontrak, dan gaan ons nou net, hoor ons nou net weer herhaal, maar dan kan jy ten minste net weer sien dat alles weer dieselfde is of wat het verander. Ok, so ja, as jy 'n jaar kontrak het, as jou jaar verstryk het, dan vat hulle eintlik presies dieselfde kontrak. Ons teken dit net weer, want hy gaan nou weer geldig wees. Ok, is daar nog 'n voorbeeld? Huwelikspaartjies op die dag van hulle huweliksbevestiging. Dit is my gedagte. Ja, ek het nou besef met my huweliksherdenking op 20 jaar terug. Ons was getroud, seker 5 minute. Ons weet nie regtig, want dit was so afgelees. En as 'n mens, dit baie keer so moeilik gaan in 'n huwelik, en as jy dit net weer miskien kon vir mekaar gesê het, wat was aan die ooreenkoms tussen ons? Ons het gaan beloof dat en deur swaar kry in moeilike tye, goeie tye, net weer hy, soms 'n reminder, net weer net verfris, ja. En wanneer jy raak gewoond, is net, nee, dis maar net nog 'n dag en is nog 'n dag by mekaar. Maar as jy die bond wat jy gesluit het, die ooreenkoms wat jy met mekaar gemaak het, as jy net weer mekaar kan herinner aan dit. Maar ek dink dit is ook wat jy bedoel, dat hulle net gemaklik geraak, ja, dis die woord, jy raak gemaklik. Jy weer as kontrak, maar is as jy nie meer veel aansteer, jy gaan buite die lyn, en dis waar die konflik begin aan die einde van die dag. Kijk, ek weet as 'n mens, kom ons vat gou 'n huurkontrak, waar jy, kom ons sê jy huur 'n huis. Daar's nooit wrywing tussen jou en die eienaar van die eiendom nie, totdat daar 'n paar van hierdie ooreenkomste nie nagekom word nie. Kyk, as jy ooreenkoms sê jy moet op daai datum betaal, jy betaal nou nie op daai datum, jy gaan nou 'n bietjie later betaal. Daar's nie onmiddellike wrywing nie, daar's nie onmiddellike oorlog nie. En dan jy kan half oorgesien word. Maar as jy nou vir 3 maande nie betaal nie, en jy breek die plek af, en jy kyk nie na die eiendom nie, dan gaan daar opgetree word teen jou. En dan wil 'n mens gou gaan, nee, maar het dit so daar gestaan, en as jy die kontrak dan gelees is, en nie, maar dit staan daar, ek het maar net vergeet van dit. En baie keer wanneer twee partye soos ek het nog gepraat het van huwelik, kom ons remind mekaar net. So jy het nou hierdie perseel wat ek vir jou aan jou verhuur, het jy nou nie mooi opgepas nie. Ek gaan jou net gou herinner in die kontrak. Ja. Kom ons gaan kyk gou net daar. En baie keer is daar nie hierdie respek tussen mekaar nie. Ons wil
Ons wil eers hardloop na ander plekke toe, in plaas van om net gou by mekaar te kom en sê, maar onthou gou van hierdie, dit was die ooreenkoms, kan ons weer terugkom en dit hou, soos wat Abimelech gemaak het, hy het weer teruggekom na Isak toe, gevra, maar kan ons nie net hierdie ding uitpraat en uitsorteer? Ja. Dink net aan die verwoesting wat ons sien in ons gemeenskap, omdat hierdie tipe goed nie gehou word. Dis chaos. Dis chaos. Dis ooreenkomsie gehou word by dit wat julle daar besluit het, dis chaos. So vir vorentoe moet ons nou hierdie verbond, hierdie gedagtes wat ons het, moet ons nou deur die hele lesing vat, deur die hele kursus vat. Hierdie ooreenkoms, hierdie gedagte van hoe moet ons met mekaar saamleef. So, dis die einde van die lesing, baie kort lesingkie, net gebeur hierdie ding aankry wat doodgegaan het. Dan is daar huiswerk. Huiswerk gaan 'n bietjie anders te begin raak. As ons gaan by die taak 3, dan gaan ons gou daar lees. Taak 3 is daar weer 2 gedeeltes aan die huiswerk. Die eerste gedeelte A is skryf of tik in jou eie woorde. Hoe sou jy vrede verduidelik aan 'n persoon wat geen idee het wat vrede is nie? So die idee wat ek het agter die vraag is, ek wil nie jy moet jou in 'n situasie sit met 'n persoon wat jy weet, kom ons vat 'n huisgesin waar daar baie argumente is, baie wrywing, dalk geweld in die hele huisgesin. Ek praat nie net van een kant af nie. Waar jy regtig kan sê, maar volgens jou is daar nie vrede in daai huis nie. Hoe gaan jy vir daai persone verduidelik wat is vrede? Want nou as ons die woord aan iemand wil bedien, dan moet ons hom kan oortuig dat dit wat jy nou het en dit wat God jou kan bied is nie dieselfde nie. So jy moet kan van jou punt af vir hom half kan oortuig, maar ek weet jy hou van die situasie, jy voel gemaklik, al beklei julle, al slaan julle mekaar, al werk niks uit nie, maar hulle voel veilig in daardie omstandighede. En ons moet hulle kan kry hierdie vrede wat Abraham en Abimelech in gedagte gehad het. Nou, hulle het nie net vir hulle self nie. Die woorde was heeltyd vir my kinders en vir my nageslag. So as dit met jou bure sleg gaan, julle verhouding met julle bure en julle twee se kinders moet verder aanbly in die huise, dan gaan daar wrywing wees tussen hulle ook. As daar vrede was tussen die ouers en die ouers het die kinders reg geleer, dan behoort die vrede voort te gaan. So gaan skryf in jou eie woorde, dit hoef nie 'n lang opstel te wees, dit kan net 'n paar sinne ook wees. Wat sal jy vir daai persoon sê is vrede? Oortuig hom van die woord wat jy sien as vrede. Daar is nie 'n perfekte antwoord of 'n reg antwoord nie, dit is jou eie woorde. Dan by B, sien jy onder. So as jy al klaar geskryf het, WhatsApp het vir my of e-pos het vir my. En as ek 'n bietjie afgaan, B. Hierdie moet jy nie instuur nie. So B gaan jy doen, maar jy gaan dit nie vir my stuur nie. Jy gaan dit nie vir my WhatsApp nie, maar jy gaan dit doen. Skryf dit neer agter in die boekie waarin jy huiswerk doen. So daai gedeeltes wat jy nou al taak 1 en taak 2 gedoen het, gaan skryf gou heel agter in die boekie. Skryf op die laaste blad, waar in jou lewe is daar nog nie vrede nie? Dit kan een area wees, of dit kan 'n klomp wees. So skryf net kortliks daar, want dit is vir jou, dit is nie vir ons nie. So jy kan daar byvoorbeeld
As jy nog nie vrede in jou huwelik het, kan jy net die woord daar skryf huwelik. As daar nog nie vrede is tussen jou en jou kinders nie, skryf dit daar. As daar nie vrede is tussen jou en jou bure nie, skryf dit. As daar nie vrede is tussen jou en jou werkgewer nie, skryf dit. Enige area in jou lewe, as dit meer as een is, as jy nie in jou werk het nie, en dalk nie ook nie by die huis vrede het nie, skryf dit daar neer. En dan soos wat ons vorentoe gaan, dan gaan jy sien, hierdie kursus gaan God na elke persoon toe laat werk volgens daai areas wat hy daar neergeskryf het. Ek gaan net aan met die kursus, maar God gaan hierdie kursus wat sy woorde ek ook al neersit, wat sy vers ons ook al gee, en hy gaan dit uniek maak vir elkeen om oplossings te kry, spesifiek vir daai areas waar hy sukkel. En dan hou jy dit agter in jou boekie, en dan kan ons kort kan jy self gaan kyk. Dit is die areas waar ek graag wil werk. En as jy daar voel, jy het vrede in jou hele lewe, kom deel asseblief met ons hier buite, want ek dink nie van een enkele persoon hier buite, wat in al sy fasette ten alle tye vrede het. En dis dan al vir vanaand. Is daar enige vrae, enige kommentaar of enigiets wat enige iemand wil byvoeg? Almal tevrede? Almal tevrede. Ek sal net weer vanaand twee gedeeltes gaan deurlees. Wat ek beskryf het, is dat jy ook net kyk wat was die difference van sy pa en homself met die ooreenkoms. Ja. 'n Geseënde aand vir elkeen. En die by die huis, doen die huiswerk, stuur dit in en dan sien ons weer volgende week selfde tyd, selfde plek. Amen. Baie dankie.